Goeiemôre, dit is so lekker dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Ek wil vanoggend vir jou baie dankie sê. Dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het. En ons is vandag by ons laaste oordeenking vir hierdie week. Ons tema hierdie week was: jy is gevorm om te dien. En ons het gesien hoe ons dienswerk saak maak wanneer ons beskikbaar is, wanneer ons dankbaar is. En vandag sluit ons af met twee finale gesindhede: getrouheid en vrygewigheid. Die Bybel herinner ons dat God nie primêr op groot prestasies staatmaak nie, of daarna kyk nie, maar hy kyk na 'n getroue hart. En 1 Korintiërs 4 vers 2 sê vir ons: verder word van bestuurders vereis dat hulle betroubaar sal wees. Familie, ons almal is rentmeesters van God se gawes. Ons tyd, ons talente, ons verhoudings, ons finansies en veral die evangelie. God vra nie volmaaktheid nie, maar hy vra getrouheid. Om dag na dag gehoorsaam en lojaal te wees. En getrouheid beteken om aan te hou dien, selfs wanneer niemand dit sien nie, en dit is groot. Getrouheid beteken om jou ja as jou ja te hou, omdat jy beloof het jy gaan dit doen. En getrouheid beteken jy gee nie op wanneer dit moeilik raak nie. Jesus self het gesê in Johannes 17 vers 4: ek het u verheerlik op aarde deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. Jesus het sy Vader geëer deur getrou klaar te maak dit waarvoor hy geroep was. Maar ware diens gaan nie net oor getrouheid nie. Die uitspoeling daarvan is vrygewigheid. En 2 Korintiërs 8 vers 9 sê vir ons: julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hy was ryk, maar ter wille van julle het hy arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Ware liefde kan nie sonder 'n gee bestaan nie, want liefde in sy wese is self iets wat uitgedeel word. Jy kan wel gee sonder om regtig lief te hê, soos wanneer iemand dit doen omdat hulle skuldig voel of uit pligheid. Maar, familie, hier is die ding, jy kan nooit lief hê sonder om te gee nie. Liefde beweeg altyd uitwaarts. Dit gee tyd, dit gee aandag, dit gee energie, dit gee vergifnis en uiteindelik dit gee onsself. Dit is presies wat ons in Jesus gesien het. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het. En dit is ware liefde. Ware liefde sal altyd 'n stroom van wat wees? Van gee wees. Vrygewigheid gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor hoe ons tyd, ons aandag, ons energie, ons hulp aan ander so bestuur, dat ons met 'n oop hand en 'n oop hart begin lewe. En vandag wil ek jou vra, dien jy dalk net wanneer dit maklik is? Of hou jy aan dien, selfs al vra dit 'n opoffering? Hoe kan jy hierdie dag, hierdie week, jou tyd, jou gawes, jou talente gebruik om meer vrygewig te wees? Vra jouself vandag hierdie vraag. En onthou, elke daad van getrouheid en elke daad van vrygewigheid is 'n saad wat God gebruik om ewige vrug voort te bring. Sien dit vandag so. Elke keer wanneer ons getrou is, elke keer wanneer ons kies om vrygewig te lewe, is ons besig om saadjies te plant. Saadjies in God se koninkryk wat hy kan gebruik tot sy eer, wat hy wil gebruik om 'n ewige vrug voort te bring. So familie, soos ons hierdie week afsluit, wil ek hê jy moet onthou, jy is gevorm om te dien. Jy maak saak, want God het jou unieke gawes gegee om 'n verskil te kan maak. En jy bring vir hom die meeste eer, wanneer jy beskikbaar, wanneer jy dankbaar, wanneer jy getrou en vrygewig dien. Nou môre wil ek jou uitnooi om in te skakel. Ons gaan dieper ingaan in hierdie tema, in môre se preek, gevorm om te dien. En ek wil jou uitnooi vandag,
Miskien is jy hier in Alberton, kom woon ons diens by. Dit is 9uur by Alberton High School, of as jy nie hier is nie, skakel môre weer saam met ons aanlyn in. Maar kom sluit hierdie week af. Kom hoor wat die Here vir jou wil sê. Kom ontvang iets môre. Ek glo dat dit jou gaan seën. So, ek nooi jou uit. As jy in Alberton is, kom wees deel van ons diens, maar anderste, skakel aanlyn in. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie week se oordeenkingtyd saam. Dankie dat ons groot waarhede hierdie week kon ontdek. Help ons om werklik te dien, soos wat U wil hê ons moet dien. Kom vorm ons harte en bring dit in lyn met U hart, sodat ons volmaak en volkome kan leef, Here. Kom skep in ons 'n rein hart. Kom skep in ons vandag 'n hart wat U verheerlik, wat U eer, wat U liefhet. Mag hoe ons dien, ander mense inspireer om U ook te volg en te dien. Dis my gebed in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Weereens dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het. Skakel môre saam met ons in. In Jesus naam. Lekker dag.